Ons gaan vanoggend uit die Ou Testament lees. Ons maak die woord van die Here oop by Genesis 49. Nou in hierdie hoofstuk lees 'n mens dat Jakob soort van op sy sterfbed is. Jakob was 147 jaar oud gewees. In daai tyd het die mense nogal oud geword. Ek weet nie wat ons vandag verkeerd eet of verkeerd doen, dat ons nie so lank uithou nie. Maar in elk geval, Jakob kom agter sy tyd raak kort en hy roep sy hele familie bymekaar. Hy het 12 seuns gehad en 'n dogter Dina. En hy sê vir hulle, ek wil vir julle seën voordat ek sterf. En dan seën hy elkeen van hulle met 'n individuele seën, maar party seën hy nie. Hy spreek oor party 'n straf uit, na aanleiding van hulle leefstyle. Nou ons gaan nou nie vanoggend op al 12 seëninge fokus nie, net op die eerste 4. Jakob het sy seuns laat roep en vir hulle gesê, kom hier, ek wil vir julle sê wat met julle nageslagte sal gebeur. Kom na my toe, seuns van Jakob, luister na Israel, julle vader. Reuben, jy is die oudste, toonbeeld van my krag, gebore toe ek in my vleer was. Jy is die vernaamste, sterkste. Maar jy sal nie langer die vernaamste wees nie, want so stormwater was jy onstuimig. Jy het jou vergryp aan 'n vrou van jou vader. Jy het my bed verontreinig, jy daarin geklim het. Simeon en Levi is die een soos die ander, altyd gereed vir geweld. Aan hulle beraadslagings wil ek geen deel hê nie. In hulle vergaderings wil ek nie kom nie, want koelbloedig het hulle mense vermoor. Roekeloos het hulle diere mishandel. Die straf van God sal hulle tref oor hulle geweldpleging, hulle onbeteelde tref. Hulle sal uitmekaar gejaag word in Jakob, versprei word tussen die stamme van Israel. Juda, dit is vir jou wie jou broers sal eer. Jy sal jou vyande onderwerp en jou broers sal voor jou buig. Jy is 'n leeu, my seun Juda, wat van die prooi af wegstap. Rek jou uit. Jy gaan lê rustig soos 'n leeumannetjie wat deur niemand opgejaag word nie. Jy sal altyd heers. Jy sal aanhou heers en regeer totdat Silo kom. Heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Hy maak 'n rydier vas aan 'n wingerdstok, sy donkie aan die beste wingerdstok. Sy klere is so rooi soos wyn, sy koningskleed so rooi soos druiwesap. Oë is donkerder as wyn, sy tande bitter as melk. Dan spring ons na vers 28 toe. Dis al 12 die stamme van Israel. So het hulle pa met hulle gepraat, hoe hulle geseën het. Het hulle een vir een geseën, elkeen met 'n eie seun. Gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en dit deel maak van jou lewe. Jou lewe hou vir jou en jou nageslag seën of straf in. In die ou dae het die mense die gebruik gehad dat as die vader van die huis besef dat hy is op sy einde, het hy sy familie saamgeroep en het hy 'n seën oor hulle en hulle nageslag uitgespreek. Iewerste het daai gewoonte verlore geraak. Vandag doen ons dit nie meer nie.
Baie dikwels is die familie nie eers by as iemand sterf nie, want ons bly ver uit mekaar uit. As baie familie deesdae in die buiteland, en ons kan nie by mekaar uitkom op die laaste nie. Ons het nie baie lank terug 'n geval gehad van iemand wat besig was om te sterf en die familie bel af Kaap toe, en die familie daar laat weet, ons sal lieweste vir die begrafnis kom as om pa te sien terwyl hy nog lewe. Wat het die meeste waarde? Pa wat nog lewe en hy kan sien ons is hier en ons gee om, pa wat weg is en hy kan nie sien ons is by die begrafnis nie. Het ons nog dieselfde waarde en emosie by 'n begrafnis as wanneer iemand lewe? Maar die feit is, as ons na Jakob se seëninge kyk, dan sien 'n mens dat die seën wat die pa uitspreek, hou vir jare. Dit het 'n betekenis nie net vir die kinders wat geseën word nie, maar ook vir die nageslag. En ons moet dan besef dat my lewe en jou lewe bepaal hoe dat dit met my kinders gaan, of hulle geseënd gaan wees, en of hulle dalk gestraf gaan wees. Iets waaraan ons nie normaalweg dink nie. Ons besef nie die impak wat ons lewe op ons kinders het nie. God sê in Eksodus 20 vers 5 en 6, ek is die Here jou God, en ek eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hul vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Ons sien dat God sy straf beperk tot die 3de en die 4de geslag, maar sy genade is onbeperk tot in die 1000ste geslag van die wat hom aanbid en hom dien en hom liefhet. So jou lewe kan vir jou nageslag seën beteken as jy toegewyd aan die Here lewe, word daardie toegewydheid en gehoorsaamheid, seëninge van die Here op die nageslag oorgedra. 'n verkeerde lewe of gebrekkige lewe in verhouding met God kan vir jou nageslag dan ook sleg wees, omdat hulle uitgesluit van die seëninge van God kan wees. Dink ons daaraan? Ek dink nie so nie. As ons na die Bybel kyk, is dit 'n baie ou boek. Die oudste boeke, Genesis, is heelwat oor 4000 jaar oud. Die laaste boeke is nou ongeveer 2000 jaar oud. Nou baie mense sê, maar dit het nie meer sin vir vandag nie. Ons lewe in ander tye en omstandighede, ons lewe in moderne tye. Die wêreld het verander. Die goed daarin is nie van toepassing nie, want dit is vir mense van toentertyd van toepassing. Nee, die Bybel is God se woord waardeur hy sy wil aan ons bekend maak. Die Bybel self sê dit is deur God geïnspireer deur die Heilige Gees. Die inhoud daarop is belangrik. Dit is kosbaar. Dit leer vir ons om God te ken, om God beter te ken, om God te verstaan, om te weet wat is sy wil vir ons lewe, hoe dat ons moet lewe. Maar as 'n mens die Bybel lees, dan lees 'n mens nie net mooi dinge daarin nie. Daar's ook skokkende dinge en ontstellende dinge in die Bybel opgeteken. Dis die geskiedenis van mense en mense is sondig. Mense doen verkeerd. In die Bybel het nie gaan probeer wegsteek wat mense doen nie. Die Bybel praat reguit daaroor. En daarom hou ons nie altyd daarvan om alles in die Bybel te lees nie, want ons wil nie besef ons is sondig en ons lewe ook maar verkeerd nie. Maar die Bybel is meer as net 'n storie. Dis die ware verhaal van mense wat gelewe het, wat 'n verhouding met God gehad het of nie 'n verhouding met God gehad het nie, en hoe hulle lewe verloop het. En daaruit kan ons kosbare lesse leer. Geskiedenis is meer as net 'n storie. Dis die verhaal
geskiedenis van God se genade. Dat hy na mense kom wat vol sonde is en vir hulle sê, ek kan en ek wil vir julle gebruik. Ek wil jou lewe verander. Ek wil in 'n verhouding met jou wees. Die geskiedenis wat ons dan in die Bybel leer, is die geskiedenis van die verlossing van die wêreld. Jesus is nie uit 'n volmaakte geslagslyn gebore nie. Sy voorouers was ook mense wat verkeerde dinge gedoen het. Tog was God genadig en gebruik hy mense. En soos wat God daardie mense gebruik het, wil hy ons ook vandag gebruik om in ons te werk, deur ons te werk, om sy wil in die wêreld te laat geskied. So ons gaan vanoggend fokus op Jakob se seëninge op sy seuns, die eerste 4. Op ouderdom 147 jaar roep Jakob 12 seuns bymekaar en besluit om hulle te seën. En almal is teenwoordig wanneer hy die seën oor elkeen individueel uitspreek. Want nou wil ek eers so 'n bietjie teruggaan aan die geskiedenis voordat ek by die seëninge uitkom. Ons begin by Jakob se oupa, Abraham. Abraham het groot geword in 'n heidense omgewing in Ur. Hulle het God glad nie geken nie, hulle het die man God sin aanbid. Abraham se pa Tera was self 'n priester gewees in diens van die man God sin. En God kom na Abraham toe en hy sê vir Abraham, Abraham, ek wil in 'n verhouding met jou kom. Ek wil jou lewe verander, ek wil jou lewe beter maak as wat dit nou is. En God gaan so ver as dat hy 'n verbond met Abraham sluit. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon en die hele Kanaan as 'n blywende besitting en ek sal hulle God wees. Wat is 'n verbond? 'n Verbond is nie net 'n algemene belofte of 'n vaag geestelike seëning nie. 'n Verbond is 'n onverbreekbare belofte waar die deelnemers aan hierdie belofte, aan hierdie verbond hulle lewe op die spel plaas en hulle voortbestaan. In die ou dae wanneer 'n verbond gesluit is diere oopgeslag en is die kerkkaste deurgesny en so oopgepak. En dan moes die persone wat die verbond met mekaar sluit tussen dit deurstap om daardeur vir mekaar te sê as ek ooit hierdie ooreenkoms breek, dan het jy die reg om my oop te slag, om my dood te maak. Ek plaas my lewe in jou hande. Nou ek kan seker weet dat as iemand 'n verbond gesluit het en weet dat jou toekoms en jou voortbestaan op die spel is, dan gaan jy absoluut bes doen om daardie verbond na te kom. Jy wil nie graag geslag word nie. Nou God het nie van Abraham verwag om tussen daardie kerkkastele deur te beweeg nie. Abraham het aan die slaap geraak. En God gaan alleen in die vorm van 'n vuurvlam daardeur en daardeur sê vir Abraham, Abraham, dit is 'n verbond van genade, want ek besef jy kan foute maak. En as jy so fout maak, dan moet ek jou uitwis. Maar ek gee jou 'n kans, ek gaan jou nie uitwis nie. Daarom gaan God alleen tussen daardie kerkkastele deur en hy sê ek plaas my bestaan as God op die spel. En daarom noem ons dit 'n genadeverbond. Abraham het dit nie verdien nie. God kom na hom sonder dat Abraham enige prestasie gehad het. Met hierdie aanbod, ek wil jou God wees. Ek wil vir jou seën, ek wil jou nageslag seën. Ek wil vir julle eie land gee. Ek sal jou tot nasies maak. En konings sal uit jou voortkom. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Dan gaan God verder in jou en jou nageslag sal al die volke
van die aarde geseën wees. Wat is die implikasies van die verbond? Die Messias, die een wat die mensdom gaan verlos, sal vanuit 'n spesifieke bloedlyn, familielyn, gebore word. God sê vir Abraham, hierdie Messias gaan uit jou nageslag voortkom. Waarom sluit God die verbond? Ons gaan terug na Genesis 3 vers 15. Adam en Eva het gesondig. Hulle was ongehoorsaam aan God se opdragte. Hulle het gaan eet van die vrug waarvan hulle nie mag geëet het nie. En dit bring sonde in die wêreld. God sê dan, as hy hulle straf, en die Satan straf die slang, ek stel vyandskap tussen jou, die slang, en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Hakskeen byt sien ons as die kruisiging van Jesus Christus. Kopvermorseling is die Satan wat eendag totaal vernietig gaan word. Maar God beloof hier reeds aan die begin van die Bybel verlossing vir die wêreld. Natuurlik moet dit dan deur 'n spesifieke familie kom of deur 'n familie. God is besig om uitvoering te gee aan sy belofte in Genesis 3 vers 15 as hy met Abraham die verbond aangaan. Nou moet ek 'n ander iets vir u verduidelik. Betekenis en implikasie van eersgeboortereg. Die oudste seun in 'n familie het 'n baie voorregte posisie en 'n baie belangrike posisie gehad. Baie meer as die ander kinders. En nou, wie van ons kan kies om die oudste in 'n familie te wees? Niemand nie. Maar die verbond is van pa na seun oorgedra as voortsetters van die verbond. En gewoonlik was die oudste seun dan die erfgenaam van die verbond gewees. Ons praat van eersgeboortereg. Kom ons kyk wat beteken dit. In die Ou Testament het eersgeboortereg geweldig saak gemaak. Die oudste seun in 'n familie het die eersgeboortereg ontvang. Hy het 'n belangrike rol gehad in die familie om te vervul. Hy was die hoof van die familie. Aan die ander wyse as pa eendag sterf, dan gaan hy beheer oorneem en almal moet na hom luister en gehoorsaam wees. Hy het beheer oor die gesin. Hy het beheer oor die familie se eiendom. En as pa wegval, dan erf hy dubbel soveel as wat al die ander kinders erf. Partykeer het die mense gevoel, maar dis onregverdig, maar dit is hoe dit gewerk het. Nou dis belangrik. Die reg van die eersgeboortereg was nie outomaties dat net die oudste seun dit gaan kry nie. Iemand kon ook die eersgeboortereg verloor of dit afstaan en dit het meer as eenmaal gebeur. Die dinge het nie altyd so uitgewerk dat die oudste seun hierdie spesiale plek inneem nie. Ons begin by Abraham en ons kyk nou hoe dit geloop. Abraham trou met Sarai wat 'n halfsuster van hom was. Na ander woorde 'n ander ma. En God kom na hulle en hy beloof vir hulle 'n kind. Maar 25 jaar gaan verby. En daar gebeur niks nie. En Sarai begin besef sy raak oud. Die tyd van kinderkry raak verby. En sy sê vir Abraham, dis my slavin, vat haar se vrou en kry 'n kind by haar. En dan kan ek hierdie kind aanneem en dan het ons derde kind. So Sarai was eintlik ongelowig en ongehoorsaam aan die opdrag van die Here toe sy vir Abraham dit beveel. Daar's 'n seun gebore, Ismael, by die slavin Hagar. Maar 'n klomp jare later, toe Abraham 100 is, en Sarah 99, toe raak sy swanger en
sy kry vir Isak. Die belofte wat God vir hulle gemaak het, dat julle gaan 'n eie seun hê, jy en Sarai, het waar geword op 'n baie onwaarskynlike ouderdom. So Abraham het dus 2 seuns gehad, Ismael wat die oudste is by Hagar en Isak by Sarai. En Sarah en Hagar kry woordewisseling. Sarah raak bitter ongelukkig en sy kla by Abraham, stuur asseblief hierdie slavin weg. Abraham luister en hy doen dit, en Isak word die een wat die alleen reg kry, wat die bevoorregte is, die verbond gaan op hom oor. Isak word groot, en hy sien 'n mooi meisie, Rebekka, en hy trou met haar, en hulle kry 'n tweeling, Esau en Jakob. En Esau is die oudste. So die eerstgeboorte reg kom Esau toe. Maar dit gebeur nie so nie. Jakob kom na Esau op 'n stadium. Esau kom uit die veld uit, hy is geweldig honger. Hy sê, "Geef my kos, ek gaan dood." Jakob gee vir hom 'n pot lensiesop. En hy sê, "Hoorie, maar dis in ruil vir jou eerstgeboorte reg. Ek koop hiermee jou eerstgeboorte reg by jou." Esau het seker gedink is 'n grap. Maar hy sê, "Ja nee, ek wil die sop hê want ek gaan dood van die honger." Op 'n later stadium het Jakob en Rebekka Isak mislei, deurdat hulle vir Jakob sulke velletjies in sy arms gesit het, laat hy soos Esau moet voel wat baie harig is. Isak het met ouderdom blind geraak, en Jakob gaan na Isak toe en hy gee voor dat hy Esau is, en Isak seën hom, en Jakob kry die eerstgeboorte reg. Ek betrog, Esau was geweldig ontsteld oor wat gebeur het, want hy was die oudste, die eerstgeboorte reg het hom toegekom, maar deur sy eie onnoselheid het hy dit afgestaan en vir Jakob gegee vir 'n pot lensiesop, en dit is bevestig deur pa Isak, wat dan vir Jakob seën, en Esau kan nie die seën meer ontvang nie. Esau was woedend, en Jakob moes vlug vir sy lewe, en daar was baie lank 'n vyandige gesindheid tussen hulle, maar uiteindelik het die 2 broers versoen, en Jakob het om vergifnis gevra. Maar Jakob, terwyl hy nou weg was van die huis af, sien hy 'n baie mooi meisie, Rachel. En hy sê vir pa, "Ek sal graag met Rachel wil trou," en hulle kom op 'n ooreenkoms, maar daar's vandag se woorde labola om te betaal. En Jakob sê, "Ek sal 7 jaar vir Rachel werk." En toe die 7 jaar verby is en hy trou, moes hy ontdek, maar sy pa, die dame is gesluier, hy kon nie haar gesig sien nie. Toe die huwelik verby is, toe ontdek hy het met Lea, die ouer suster, getrou. En hy was bitter ongelukkig dat sy skoonpa so bedrieg het, dat hy met die verkeerde meisie, die oudste suster, trou. En hy moes nog 7 jaar werk om Rachel te kry, so 14 jaar om Rachel te kry as vrou. Maar dan uiteindelik het elke vrou het 'n eie slavin. Lea het vir Bilha, Rachel het vir Silpa, en Lea kry die volgende kinders, Reuben, Simeon, Levi, Juda, en dan by Bilha het Jakob, en dan in Naphtali, by Silpa, Gad en Aser, en by Lea is daar Dina, die enigste dogter, Isaskar en Sebulon, en Rachel kry uiteindelik Josef en Benjamin. Baie kinders, 'n hele huis vol. Jakob maak 'n fout. Hy het vir Rachel die liefste, en hy trek Rachel se 2 seuns voor, Josef en Benjamin. En die ander sien dit, en hulle raak baie ontstig en ontstel daaroor. Hoe kan pa dit aan ons doen? Jy's ons pa, maar jy behandel ons nie dieselfde nie. Dis onbillik, dis onredelik, jy kan dit nie doen nie. En dit bring verdeeldheid in die familie. En hierdie verdeeldheid loop uit op lelike dinge waarby ons net nou gaan kom.
Maar op sy sterfbed roep Jakob sy seuns om hulle te seën, en as hulle daar staan, is die groot vraag waaroor almal nadink: wat 'n bloedlyn, wat 'n familie, wie van ons 12, wat 'n seun gaan die besondere eer en voorreg ontvang dat die Messias, die seun van God, uit sy nageslag gebore gaan word? En die eenvoudige antwoord was natuurlik die oudste. Hy het die eerstgeboorte reg. Maar die eerste seun is nie altyd in lyn volgens geboorte nie. Want as daar dinge verkeerd gegaan het, dan kan hy die eerstgeboorte reg, die voorreg, verloor. So die vraag is waaroor almal wonder is: wie sal die eerstgeboorte reg ontvang? En as Jakob begin om te seën, dan is dit nie alles seëninge nie. Hy spreek ook 'n straf uit oor sommige van sy seuns, 'n vloek wat die nageslag gaan benadeel. Mits, en dit is baie belangrik, daardie nageslag die vloek of straf sou breek deur hulle sonde voor God te erken en te bely en in gehoorsaamheid aan God te begin lewe. Jakob se seuns seën, dan word die oudste 3 nie geseën nie, maar hulle ontvang elkeen 'n straf. Volgens Genesis het Jakob sy oudste 3 seuns hulle reg op die eerstgeboorte reg verloor. Kom ons kyk daarna. Reuben die oudste. Dit was vir almal duidelik dat Reuben is die oudste, hy is die eerstgeborene, hy is die belangrikste, die eerstgeborene seun met die hoof van die huishouding word. As die nageslag uit hierdie familie moet kom, dan moet dit via Reuben se nageslag wees. Hy is ongetwyfeld die keuse. Daar sal geen kompetisie wees nie, die erfenis is syne. Nou, volgens antieke wette moes die koninklike bloedlyn dan deur Reuben geloop het, en hy was die wettige erfgenaam van Jakob. Wat het Reuben met sy besondere voorreg as hoof van die familie gemaak? Ons kyk 'n bietjie. Reuben was bewus van sy besondere posisie en die eer wat hy eintlik het as oudste seun in die familie, en sy belangrikheid gaan na sy kop, en op 'n stadium kom hy in die opstand teen sy pa. Reuben het voor die tyd aanspraak begin maak op die leierskap van die familie, terwyl sy pa nog geleef het, selfs voordat God die opvolger aangewys het. Nou dit was 'n daad van absolute minagting teenoor sy pa, teen God se wil wat sê eer jou pa en jou ma. Hy het sy eerstgeboorte reg verloor omdat hy een van Jakob se byvroue gevat het en met haar gaan saamslaap het. Daardeur sy minagting vir sy pa gewys het, en eintlik in die antieke tyd was dit 'n manier om te wys: ek neem die gesag op my. Ek is die een wat van nou af in beheer is, jy's uitgeskop. Maar met sy optrede verloor hy nie net die eerstgeboorte reg nie, hy verloor ook die verbond. En dit was nie maar 'n toevallige fout wat hy gemaak het nie, dit was doelbewus. Want om met die pa se een vrou te gaan in die Bethlehem was soortgelyk aan 'n staatsgreep. Sê ek neem oor. Ek is nou in beheer. Jy is nie meer tel nie. Ons kyk na die seën wat oor hom uitgespreek is, wat eintlik 'n straf is. Reuben, jy is die oudste, toonbeeld van my krag, gebore toe ek in my vleer was. Jy is die vernaamste, die sterkste. Maar jy sal nie langer die vernaamste wees nie, want so stormwater was jy onstuimig. Jy het jou vergryp aan 'n vrou van jou vader. Jy het my bed verontreinig toe jy daarin geklim het. Juda word uitgeskop. Simeon en Levi is tweede en derde in die lyn. So die scepter, die kans om te heers, beweeg nou na hulle toe. En volgens wiskunde van die antieke wêreld
is die verbond van Reuben weggeneem en nou het hierdie twee die reg om op eersgeboortereg. Maar Jakob maak hulle ook nie tot erfgename nie. Agter Simeon en Levi se diskwalifikasie is daar ook 'n lang storie wat ook maar nie mooi is nie. Hulle tree ook verkeerd op. Hulle vermoor 'n hele dorp se mense op 'n wreedaardige wyse as wraak vir die mishandeling van hulle suster Dina. Die prins van Sichem het Dina gesien, verlief geraak op haar en haar gemolesteer. En die seuns is dan geweldig ontsteld. En Simeon en Levi maak 'n plan. Hulle gaan praat met die pa van Sichem en sê vir hom, jong, ons weet jou seun wil nou met Dina trou, maar ons kan dit nie toelaat nie, want julle is onbesnede mense. As julle laat besny, dan kan ons saam een groot familie wees, dan kan ons besittings deel, ons kan ons grondgebied deel, en ons gaan een gelukkige familie wees. So hulle praat die dorp se mans om dat almal hulle moet laat besny. En dit is nou nogal 'n seer iets. Terwyl die mans in pyn is, toe gaan Simeon en Levi en hulle maak almal in die dorp dood, al die mans. Kinders en vrouens word weggevat as slawe en alles wat hulle kan byt hulle. Maar dis nie net hierdie geweld wat hulle diskwalifiseer nie. Ook die feit dat hulle die teken van die verbond van God misbruik om hulle bose planne uit te werk, om die dorp uit te wis as wraak. Die teken van die verbond is die besnydenis. 'n Teken wat God se mense van ander mense onderskei, en nou word hierdie teken aan ongelowiges oorgegee, sonder dat hulle weet wat dit beteken, en die heiligheid daarvan word weggevat, en daardeur wys Simeon en Levi dat hulle eintlik nie mooi God se plan en doel verstaan nie, en dat hulle laster en God minag. Dit het geweldige implikasies. Dit is nie net hulle brutaliteit waaraan hulle skuldig is nie, maar dat hulle dit wat vir God heilig is, gaan vat en op 'n verkeerde wyse gebruik om mense te vermoor. Vandag word ander simbole van die Bybel van God ook misbruik in ons samelewing, soos die reënboog, om verkeerde onheilige lewenswyses goed te keer. En ek dink dit is net so lasterlik teenoor God om sy teken van genade te misbruik. Maar Jakob was baie ontsteld oor wat gebeur het, en hy trap die twee seuns uit. En hy sê vir hulle, julle plaas my onder 'n geweldige verleentheid teenoor die ander inwoners in die land, want wie gaan ons nou vertrou? As ons met mense 'n ooreenkoms maak en dan sommer hulle gaan doodmaak. Met hulle optrede van disrespek vir God, verloor hulle geleentheid. En as Jakob met hulle praat, dan sê Simeon en Levi, die een soos die ander, altyd gereed vir geweld. Aan hulle beraadslagings wil ek nie deel hê nie, in hulle vergaderings wil ek nie kom nie, want koelbloedig het hulle mense vermoor. Roekeloos het hulle diere mishandel. Die straf van God sal hulle tref oor hulle geweldpleging, hulle onbeteelde tref. Hulle sal uitmekaar gejaag word en Jakob versprei word tussen die stamme van Israel. En dan is Juda, die 4de seun van Lea, die keuse. Hy is nou die eerste in lyn vir die eersgeboortereg in die verbond. Ons het 'n probleem. Juda tree nie beter op as sy broers nie. En hy tree op maniere wat hom die res van sy lewe gaan volg. Hy het verskeie kere verkeerde keuses gemaak. Die eerste groot fout wat Juda gemaak het, wat ons seker die beste onthou, is toe Josef veld toe gestuur is om vir die broers daar kos te vat. Ja, hulle was baie kwaad vir daardie helderkleurige jas wat sy pa vir hom gegee het, want hy word voorgetrek en hulle kry nie dieselfde voorregte nie. Is hulle so kwaad dat hulle besluit, kom ons maak Josef dood. En Juda kom en hy sê, maar mense, julle kan dit nie doen nie. Die oudste broer het eers ook dit probeer keer. Sy idee was om hom te laat loskom. Maar
toe die handelaars daar kom, is dit Juda wat die voorstel vir sy broers maak om te sê, kom ons verkoop vir Josef vir 20 silwer muntstukke. Dan is jy in elk geval ontslaaf van hom, ons is nie skuldig aan sy dood nie. En hulle maak 'n plan, want hulle moet nou vir pa sê, Josef is weg. Hulle kan nie sê ons het hom 'n slaaf laat verkoop nie. Hulle het sy jas uitgetrek, dit geskeer, 'n lammetjie geslag, in die jas vol bloed gemaak, en dit vir pa gaan wys. Pa heel bitterlik, my seun is dood, die diere het hom opgevreet. En Judas staan daarby, wetende, ek het vir hulle gesê, kom ons verkoop hom as 'n slaaf. En vir 20 jaar bly hy stil oor hierdie ding, terwyl hy maar telke male sien, dat pa huil en ween sy lieflingkind wat nie meer daar is nie. Juda is deel van 'n bedrog wat langer as 20 jaar hou. Maar op 'n stadium besluit Juda dan om van die huispad te gee, hy gaan bly tussen die Kanaaniete. En hy trou met 'n Kanaanitiese meisie, Batsua. Bat beteken dogter en Sua is ook die plek. So, dit is die dogter van Sua. En hulle kry 3 seuns, en Onan en Sela. En word groot en hy besluit om te trou. En hy trou met 'n Kanaanitiese meisie, Tamar. Maar die Bybel sê vir ons, het verkeerd gelewe. God het ontsteld geraak met sy lewenswyse en God laat hom sterf. Hy val uit die prentjie uit. Nou in die antieke tyd het hulle gebruik gehad wat bekend staan as leferatshuwelike. Dis iets wat vandag nou nie meer in ons samelewing van toepassing is nie, maar leferatshuwelike het bepaal dat as 'n man sterf en hy is getroud, dan moet een van sy naaste familielede, sy boeties, met haar trou, en hulle moet saam kinders kry dat die familie kan voortbestaan. Dit was toegepas in daardie tyd, en die mense het dit gesien is absoluut noodsaaklik, want daar was nie pensioene vir weduwees en sulke goed nie, iemand moet vir haar sorg. En dit was die manier om dit te doen. So, dit het bepaal as 'n man getroud was en sonder kinders sterf, dan moes sy broer of familielid met die weduwee trou om vir haar te sorg, seker te maak dat daar 'n nageslag gaan wees. Die oudste seun het gesterf. Nou moet Tamar met Onan trou. Maar Onan wil nie sy verpligtinge nakom nie, en dan laat God hom ook sterf. En nou bly Sela oor, en Juda raak baie besorgd, want elkeen met wie Tamar trou gaan dood. Toe gaan Batsua dood, en Juda sit nou met sy seun Sela en met Tamar so op 'n afstand, en hy sê vir Tamar, jong, Sela is nog heeltemal te jonk om te trou. Kom ons wag tot hy groot is en dan kan jy hulle trou. Ja, en die jare gaan verby, en Tamar kom agter dat Juda het geen plan om haar met Sela te laat trou nie. Tamar raak besorgd. Hier's 'n belofte. Ek moet in die familie introu, en Juda kom nie sy verpligtinge na nie. Hy laat toe dat 'n arm weduwee swaar kry. Tamar maak 'n plan wat skokkend is vir ons. Sy trek haar weduwee klere uit, sy trek haar mooi aan, sy gaan sit langs die pad, waar sy weet Juda verbykom, en Juda kom daar verby, wat nou haar skoonpa is, en hy dag sy's 'n prostituut, en hy gaan maak 'n draai by haar. Hy moet haar betaal, en sy sê, gee vir my jou seelring, en jou staf, en nog 'n beld. Nou, daardie goed het 'n betekenis gehad soos die ID-dokument van ons vandag, iets wat waarde het. Juda vergeet van die goed, en op 'n stadium blyk dit dat Tamar swanger is, en sy word na vore gebring, en Juda as hoof van daardie familiekring verhoor haar, en hy bevind haar skuldig, sy het rondgeslaap, wat ontoelaatbaar is, en hy besef nie, dis hy wat die oorsaak van die swangerskap is nie. So, Tamar bring die bewyse na vore, die staf, en die seelring, en die beld, en sê, jy
is die persoon wat verantwoordelik is vir die swangerskap. En vir Juda was dit 'n geweldige skok, want hy was skynheilig geweest. Daar val sy hele skynheiligheid voor al die mense plat. Almal weet dat hy ook maar dinge doen wat hy nie moes doen nie. En is die eerste keer wat Juda in die openbaar sy eie foute erken, terwyl hy soveel jaar stil gebly het en gemaak het asof hy in alles onskuldig is. Hy het niks gesê toe Josef in die put gegooi is nie. Hy het niks gesê toe sy pa getreur het nie. En toe Tamar swanger word, het hy stil gebly totdat hy self as die skuldige aangewys is. So sy erkenning van skuld kos hom sy reputasie. En dan uit Juda en Tamar word Peres en Serach gebore, 'n tweeling, en Peres word die erfgenaam van die verbond. Peres se nageslag, in ander woorde Juda en Tamar sal bymekaar kom, uit Peres se nageslag kom die Messias. Volgende situasie. God gebruik 'n droogte om iets te doen wat 20 jaar lank nie kon gebeur nie. Daar kom 'n droogte wat 7 jaar duur en God het Josef Egipte toe gevat om voor te berei vir hierdie situasie. Josef is aangestel as onderkoning in Egipte. Hy het die Farao se droom uitgelê. Hy kom met die plan van kom ons koop terwyl daar 7 goeie jare is, al die kos op, ons maak bymekaar die maksimum wat ons kan, ons stoor dit, en as die droogte kom, dan het ons kos om te oorleef. So in Israel gaan dit ook geweldig sleg, en hulle hoor van daar's kos in Egipte, en Jakob en sy seuns besluit, gaan julle seuns na Egipte toe en gaan koop vir ons kos. 10 van hulle gaan, die jongste Benjamin bly agter, Josef is weg, 10 gaan om kos te koop, en hulle kom daar in Egipte, en hulle staan ook maar in die toue, en hulle beland voor Josef, en hy is in sy Egiptiese klere as onderkoning aangetrek. Hulle herken hom nie, want dit is 20 jaar later, die seun het 'n man geword, en hy lyk nie meer soos hy destyds gelyk het nie, maar hy herken hulle dadelik. En hy maak 'n plan. En dan sê hy vir hulle, om te bewys dat julle nie spioene is nie, moet julle jongste broer van wie julle vertel saambring, dat ek julle kan glo. Dis nou Benjamin. Hy laat hulle geld terugsit in hulle kossakke en stuur hulle huis toe. En toe hulle by die huis kom en die geld in hulle kossakke ontdek, toe is hulle baie ontstel daaroor. En hulle vertel vir Jakob, maar Jakob is geweldig ontstel oor wat gebeur. Hoe kan ek vir Benjamin laat gaan, want Josef, my ander seun, by Rachel is dood. Juda kom, en hy waarborg Benjamin se veiligheid met sy eie lewe. Juda sê, ek sal na hom omsien. Ek neem volle verantwoordelikheid vir Benjamin. As hy nie terugkom nie, dan kan pa my vir ewig verantwoordelik hou. Josef laat sy silwerbeker in Benjamin se sak sit, en as hulle weggaan, dan stuur hy sy soldate agterna, hulle word teruggebring, verskyn voor Josef, en hy sê, julle is diewe, julle het my silwerbeker gesteel, die een in wie se sak dit gevind word, gaan nie bly as my slaaf. Dan soek hulle deur die sakke, en hulle kry die geld van elkeen in die sak, en hulle kry die beker plus die geld in Benjamin se sak. En Josef sê vir hulle, julle kan na my huis toe gaan, maar Benjamin bly nou agter as my persoonlike slaaf. Hulle weet steeds nie dat dit Josef is nie. Juda tree na vore, en hy begin met die koning praat. Hy redeneer nie oor Benjamin se onskuld of die feit dat daar getuies gevind is nie. Hy begin oor sy pa praat. Ek het vir my pa gewaarborg dat die seun sal terugkom. Ek het beloof ek sal vir altyd by my pa in die skuld wees as ek die seun nie terugbring nie. Hou my daarom dan nou hier as meneer se slaaf in die plek van die seun. Maar laat hy saam met sy broers teruggaan. Hoe kan ek sonder die seun by my pa aankom? Ek sal dit nie kan verdra omdat te sien dat so 'n smart tref nie. Nou mense, hierso het ons iets vir die eerste keer in die Bybel wat geweldig belangrik is. En dit staan bekend as plaasvervangende versoening. Juda kom en sê, ek gee myself, ek sal jou slaaf wees. Maar laat Benjamin huis toe gaan. Ek is bereid om die straf wat
Benjamin toekom, op my te neem en daarvoor te betaal. En dit is die kernboodskap van die Bybel wat God met ons kom doen. Jesus wat aarde toe kom om in ons plek aan die kruis te sterwe, sodat ons vry kan wees. Hy het ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Dis die kern van die Bybel. As Jakob sy seuns seën, dan het hy 'n positiewe seën oor Juda. Terwyl die boodskappe aan die ouer broers almal negatief was en eintlik straf inhou. Juda, dis vir jou, vir wie jou broer sal eer. Jy sal jou vyande onderwerp en jou broer sal voor jou buig. Jy is 'n leeu, my seun Juda, wat van die prooi af wegstap. Met ander woorde, jy's op 'n ander vlak as die ander. Jy rek jou uit, jy gaan lê rustig soos 'n leeu mannetjie wat deur niemand opgejaag word nie. Jy sal altyd heers. Jy sal aanhou regeer totdat Silo kom, heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Nou as 'n mens hierdie woorde lees vers 10, jy sal altyd heers, dan is dit eintlik duidelik dat Jakob nie bedoel, Juda, jy gaan nooit doodgaan, jy gaan vir altyd bly lewe nie. Nou hoe kan Juda vir altyd heers? Iemand in sy nageslag gaan heers, sy nageslag gaan in 'n bevoorregte en 'n geseënde posisie wees. En dan sê Jakob, jy sal aanhou regeer totdat Silo kom. Ek kan ons vra, wie en wat is Silo? Dis 'n geheimenis. Wie is Silo? Die heerser aan wie al die volke hulle gaan onderwerp. Dis 'n koning uit die nageslag van Juda, wat so magtig gaan wees dat alle volke na hom gaan opsien. Nou Dawid, wat uit die nageslag van Juda is, het heelwat volke onderwerp, maar nie almal nie. En die konings wat na hom gekom het nie so goed gevaar nie. Die ryk het uitmekaar begin spat. Daar's maar een wat aan hierdie vereiste voldoen, en dit is Jesus Christus. Die term Silo word in die teologie algemeen beskou as 'n messiaanse titel wat verwys na die uiteindelike vredevoors Jesus Christus. En dan word Juda geneem die leeu van Juda. Maar wie is die leeu van Juda? Jakob vergelyk sy vierde seun met 'n leeu. Maar op ander plekke in die Bybel, veral in Openbaring, lees ons van die leeu van Juda, die leeu uit die stam van Juda. Openbaring 5 vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Die leeu van Juda is 'n ander benaming vir Jesus Christus. So Matteus bevestig die stamlyn van Jesus deur Josef, Lukas bevestig die stamlyn van Jesus deur Maria, en beide stamlyne gaan terug na Dawid en na Juda. Nou al was Juda se lewe ook vol sonde. Die feit dat hy gekom het op die punt te sê ek sal in die plek van my broer staan, het gemaak dat alles verander het. Die vervulling van die uiteindelike beloftes is in koning Dawid en dan uiteindelik in Jesus
wie ons verlosser is. Nou ja, Tamar het seker verkeerd opgetree, maar Tamar het bloot gedoen wat die wet bepaal het. Sy moet uit daai familie moet daar 'n kind kom. Die les wat ons leer, daar's lelike dinge in die Bybel ook. Maar God het nie 'n geslagslyn van volmaakte mense saamgestel nie. Hy wys hulle foute en hulle probleme uit. Maar hy bied ook sy verlossing en sy genade aan. Hy spreek ons vry as ons om vergifnis vra en gebruik ons ondanks ons verlede. Dis die boodskap wat die Here wil hê ons moet besef. Al was jou lewe ook hoe lelik, as jy na die Here kom in berou en hartseer, sê Here, ek het verkeerd gedoen, vergewe my, dan spreek hy jou vry, aanvaar jou as sy kind, en gee aan jou 'n nuwe lewe, waar nie net jy, maar ook jou nageslag geseënd kan wees. Die leeu van Juda kom nie van 'n volmaakte bloedlyn nie. God gebruik gebreekte en stikkende mense om sy planne te verwesenlik. Niemand van ons is volmaak nie. Jesus het gekom om te doen wat Juda vir Benjamin daar in die troonkamer in Egipte gedoen het. Hy het gekom om in ons plek te staan. Die profetiese betekenis van die leeu van Juda lê daarin dat dit openbaar Jesus Christus as die finale oorwinnende koning wat met absolute mag, gesag en oordeel sal regeer. Wat 'n voorreg om te kan weet wat Jesus vir ons kom doen het. Hy het ons vergewe so sleg en lelik as wat ons is of was. Hy het ons vrygespreek. Hy het ons as koningskinders aangeneem en ons is in die verbond van God ingeneem en deel van al die seëninge wat hy met sy kinders wil deel. Wat 'n voorreg. Nou moet ons gaan lewe en 'n verskil maak in die wêreld. Mense te sê daar's maar een God, een Here, begin om hom te aanbid. Hemelse Vader, ons aanbid U. Ons bely en erken, Here, elkeen van ons is 'n sondaar. Niemand van ons se lewe is volmaak nie. Nie een van ons is 'n aks beter as 'n ander een nie. Maar in die groot genade U seun gekom om in ons plek te staan om die straf wat ons toe kom te dra, sodat U ons kan vryspreek van alle sonde nou en vir alle ewigheid. Ons dank U, Here, vir U genade. Ons dank U vir U liefde. Dat ons elkeen kan weet U het ons innig lief en U daardie liefde bewys deur die offer van Jesus aan die kruis. En dan weet ons, al sou daar probleme en teenspoede op ons pad kom, al sou dinge verkeerd loop in die wêreld, gaan U ons nie in die steek laat nie, want U het die beste prys, die hoogste prys, die lewe van U seun vir ons betaal. Mag ons elkeen dan 'n lewe van dankbaarheid tot U eer lewe. En lei ons as gemeente om 'n lig in die wêreld vir U te wees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.